Goeiedag, dit is Loot Jooste hier uit Bloemfontein. Ek sê vir julle almal 'n goeie dag, hartlike goeie dag. Hoop dat die afgelope week vir u ook rustig was en kalm was sonder enige ernstige probleme. En daarvoor loof en prys ons die enige God. Ons skriflesing vandag is dit 2 Timoteus 3 vers 10 tot 17. 2 Timoteus 3 vers 10 tot 17. Paulus skryf hier aan die jong Timoteus en hy sê vir Timoteus: maar jy het my nagevolg in leer en lewenswandel en lewensdoel, in geloof, geduld, liefde en volharding, in vervolging en ontbering, soos my te beurt geval het in Antiochië, Iconium en Lystra. Watter vervolging moes ek nie alles verduur nie, maar die Here het my uit almal gered. Almal wat in Christus Jesus toegewy aan God wil lewe, sal ook vervolg word. Maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger. Hulle mislei ander en word self mislei. Maar jy bly by wat jy geleer het, wat jy in vasglo. Jy weet tog wie jou leermeesters was, en jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring, wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus die Jesus. Die hele Skrif is deur God geïnspireer, en het groot waarde om die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel, en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Tot sover ons skriflesing. Kom ons bid saam. Almagtige Here God, in die naam van Jesus Christus, die enige gebore Seun, en met die kragtige werk van die Heilige Gees, kom ons in hierdie dag na U toe. Baie dankie Here vir 'n week wat ons weer kon rustig gewees het, as dit U wil was, 'n week waarin ons weer ons lewens ook so kon gerig het deur die werking van die Heilige Gees, dat dit tot eer van U naam was. Dankie Here dat U vir ons die krag gee om in die voorbeeld van ons Here Jesus Christus te lewe, tot eer en verheerliking van U naam. Ja Here, U kinders lewe tot eer en verheerliking van U naam. En ek bid dan ook nou, liewe Heer, dat U met ons sal wees by die aanhoor van U woord, dat U met ons sal spreek deur die kragtige werk van die Heilige Gees, en dat ook hierdie samensyn tot eer en verheerliking van U naam sal wees. Ons bid dit alles in die kosbare naam van die enigste naam wat vir ons gegee is, Jesus Christus. Amen. Nou, ons het verlede week stilgestaan by 'n diepere kyk na wat geloof is en wat ons moet glo, en ons kyk na die elemente van geloof. Nou was 2 basiese elemente van die Christelike geloof waarna ons gekyk het, naamlik vertroue op God en toewyding aan Christus, en die tweede element was ware kennis van God en Christus, gegrond op die inhoud van die Bybel. Verder het ons ook nog gesien in die boek van Judas vers 3, dat ons moet stry vir die geloof wat ons van God ontvang het. Ons moet nie toegee aan die versoekinge van Satan nie. Ons moet vasstaan in die geloof. Wanneer ons na hierdie basiese elemente van die Christelike geloof kyk, sien ons dat ons moet glo in God drie-enig, dit wil sê God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons moet glo in Christus, ons moet glo in die naam van die Seun van God, en ons moet glo in die Bybel. Nou goed, in die Bybel word die woord Bybel self nie gebruik nie. Daar word gepraat van die Heilige Skrifte, want in die tyd toe die Bybel geskryf is, veral die Nuwe Testament, was daar net die Ou Testament beskikbaar. En dit was vir hulle soos die Bybel wat het vandag vir ons is. Ons kan boeke vol skryf,
oor boorgenoemde 4 aspekte, en daar is al boeke volgeskryf daaroor. Maar vir ons doeleindes gaan ons nie weer die wiel ontwerp nie. Net die geheue van gelowiges verfris en die kennis deel met hulle wat vandag vir die eerste keer met die Bybel kennis maak. Ons gaan dan ook elkeen van die boorgenoemde 4 aspekte afsonderlik hanteer. Hierdie week kyk ons wat kortliks, wat die Bybel kortliks vir ons sê oor geloof, wat God sê oor geloof en oor sekere aspekte wat God sê oor homself. Dit is belangrik dat ons ook sal kyk in ons kennis van die woord na wat God sê oor homself. En ons gaan vandag net een gedeelte uithaal waarby ons gaan stilstaan oor wat God sê van homself. God sê ons moet glo in hom deur dit wat die Bybel aan ons van hom openbaar. En waar kry ons 'n beter voorbeeld as in Eksodus 14 vers 31? Toe die Israeliete gesien het hoe kragtig die Here teen Egipte opgetree het, is hulle met ontzag vir hom vervul. Hulle het in die Here geglo. Ons ken die baie bekende verhaal van die Israeliete toe hulle deur die Rooi See gegaan het en hulle was vasgedruk in die Rooi See aan die een kant en die Egiptiese weermag aan die ander kant, en hoe dat God vir hulle in die bresse getree het en vir hulle die water van die Rietsee oopgekloof het en hulle daardeur gegaan het. En as gevolg van hierdie wonderlike daad wat God verrig het, hierdie wonderwerk wat hy verrig het, is hierdie Israeliete met ontzag vir hom vervul en het hulle in hom geglo. Om mense te beweeg om in God te glo kan op verskeie maniere geskied. In vandag se tyd kan dit gebeur deur die Bybel te lees, deur 'n traktaatjie te lees, deur evangelisasie, maar ook deur wonderwerke te beleef, wanneer 'n mens uit 'n noodsituasie gered word, soos die Israeliete tydens hulle deurtog deur die Rietsee. Hoeveel keer is u al uit die lewe se Rietsee gered en het u opnuut besef deur die werking van die Heilige Gees dat dit net deur die genade van God is dat u staande gebly het, en as gevolg van God se ingryping in u situasie is u geloof in God opnuut versterk, het u hom opnuut weer ten volle erken as Here en God. Hoeveel van u is wedergebore as gevolg van 'n wonderwerk uit 'n haglike situasie, waar u onder leiding van die Heilige Gees tot die besef gekom het, dat u redding van God kom, en u in die Here glo, soos wat die Israeliete geglo het. Johannes 14 vers 1 sê vir ons, en Jesus sê, moenie ontsteld wees nie, dat wil sê, moenie bang wees nie, moenie vreesbevange wees nie, glo in God, glo ook in my. Jesus self beveel ons om in God te glo. Glo jy in God drie-enig, die Vader, Seun en die Heilige Gees? Ons moet glo in wat God sê van die Bybel. Ons moet glo wat God sê in die 10 gebooie. Die 10 gebooie is deel van die Bybel. Dis waarin ons moet glo. Wanneer God sê ons moet glo in die Bybel, dan moet ons in al die aspekte van die Bybel glo. Ons kan nie net sekere aspekte uithaal en daarom glo nie. Psalm 119 vers 66 sê vir ons, gee my 'n goeie insig en kennis, want ek stel my vertroue in u gebooie. Die psalmis, ons weet nie wie Psalm 119 geskryf het nie. Hy sê vir God, hy sê, gee my goeie insig en kennis, want ek stel my vertroue, ek stel my geloof in u 10 gebooie. Ons moet glo wat God sê in die Ou Testament. Nou wat sê God in die Ou Testament, behalwe dat hy gesê het, hy is Here. Wat sê hy vir ons nog? In die Nuwe Testament, Lukas 24 vers 25, toe sê hy vir hulle, wat 'n gebrek aan begrip, en wat 'n traagheid van gees, glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Hier verwys Jesus, terwyl hy met die mense praat, verwys hy terug na die Ou Testament toe. Hy vra vir hulle,
Glo julle dan nie al die dinge wat die Ou Testament, die profete van die Ou Testament gesê het nie? Wanneer mens veral sy disippels aan Jesus gesê het, dat hulle iets in sy leringe nie verstaan nie, het hulle dikwels verwys na die Ou Testament, vir beter insig en begrip, en om hulle kennis te verbreed. Ons moet ook na die Bybel gaan om hulp en leiding as daar vrae is, waarop ons nie die antwoorde ken nie. As ons nie die antwoorde in die Bybel kry nie, of dit nie heeltemal duidelik is vir ons nie, kan ons na ander Christene gaan, wat wel verstaan, en vir hulle vra om vir ons duidelik te maak, wat die Bybel vir ons in sekere omstandighede wil sê. Onthou, baie belangrik, ons gaan soek nie 'n antwoord in die Bybel, voordat ons nie die probleem na God gebring het, en die Heilige Gees om leiding gesmeek het nie. Ons moet die evangelie glo, soos God dit deur die Nuwe Testamentiese skrywers aan ons bekend stel, deur die werking van die Heilige Gees. 1 Korintiërs 15 vers 1 tot 2 sê vir ons: Ek herinner julle broers aan die evangelie, wat ek aan julle verkondig het, en wat julle ontvang het, en waarin julle ook gevestig staan. Deur die evangelie word julle ook gered, as julle vashou aan die boodskap wat ek aan julle verkondig het. As julle aan iets anders vashou, het julle te vergeefs tot geloof gekom. Ons moet die evangelie glo, soos God dit vir ons in die Bybel bekend maak. As julle aan iets anders vashou, het julle te vergeefs tot geloof gekom. In elke kerk, of elke denominasie, is daar mense wat nog nie regtig glo nie. Party is nog besig om in die rigting van geloof te beweeg, terwyl ander gewoon voorgee dat hulle glo. En dis 'n tragiese aspek hierdie. Daar is hoeveel lidmate wat voorgee dat hulle glo. Hoe weet ons hulle glo nie regtig nie? Wanneer ons kyk na hulle lewenswyse. En hierdie Christene is nominale Christene. Hulle is net so goed. Hulle is net so goed soos heidene, want hulle vertrou nie die woord van God nie. Hulle plaas nie hulle vertroue in dit wat hulle lees in die Bybel nie. Kom ons kyk wat sê die Bybel vir ons in Matteus 13 vers 29. Nee, sê hy, as julle die onkruid nou bymekaar maak, sal julle die koring saam uittrek. Ons word slegs deur God gered as ons die boodskap van die evangelie van verlossing glo. Ek lees weer vir julle. Matteus 13 vers 29. Nee, sê Jesus, as julle die onkruid nou bymekaar maak, sal julle die koring saam uittrek. Hy sê, ek sal besluit watter mense word uitgeskakel by die gemeente en watter nie. Los dit vir my. Julle kan nie alleen besluit daaroor nie. Ons mag nie van hierdie nominale Christene op ons eie manier probeer ontslaa raak nie. Dit is God se werk en God se werk alleen. Ons word slegs deur God gered as ons die boodskap van verlossing glo. En God gee nie op sy skepsels nie. Daar is nog altyd kans dat hierdie nominale Christen kan terugdraai of vir die eerste keer na Jesus kan kom, dat hy ook werklik wedergebore kan word en kind van God kan word. Volgende aspek. Ons moet alles net so glo soos wat God in die hele Bybel sê. Ons moet dit nie verdraai om by ons siening aan te pas nie. 2 Timoteus 3 vers 14 tot 15. Maar jy bly by wat jy geleer het en wat jy vasglo. Jy weet tog wie jou leermeester was en jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus die Jesus. Dit is ook 'n gedeelte, sy aanhaling ook die gedeelte wat ons voorgelees het aan die begin. Paulus gee in die aangehaalde teksvers een van sy laaste 3 opdragte aan Timoteus, naamlik dat hy moet bly by wat hy geleer het en vas daarin glo, en baie belangrik dat hy nie die inhoud van die Bybel moet verwaarloos nie,
want dit kan net sy kennis ten opsigte van verlossing verbreed as hy daaraan vashou. Ons moet onthou, die Bybel is nie die groot verseboek, soos 'n baie bekende teoloog sê nie. Ons moet nie net bly staan op sekere verse in die Bybel nie. Ons moet een ding onthou, die Bybel was nie in verse en in hoofstukke geskryf nie. Elke Bybelboek was 'n aaneenlopende geskrif, wat as 'n geheel verstaan moes word. Dit was in baie gevalle 'n tipe van verduidelikende notas. So as ons slegs sekere tekste aanhaal, mis ons die punt, en word 'n nuwe dwaalleer of sekte gebore, en word baie mense mislei, en gaan hulle hel toe. Dit is hoekom die apostels in hulle briewe aan die gemeentes die mense waarsku oor dwaalleringe. Verder moet ons glo wat God sê ten opsigte van sy beloftes. Ek herhaal weer hierdie gedeelte. Ons moet glo wat God sê ten opsigte van sy beloftes. Romeine 4 vers 20 tot 21. Hy het nie in homself begin twyfel aan die belofte van God nie. Paulus skryf nou hier aangaande Abraham. Maar hy is in sy geloof versterk. Abraham is in sy geloof versterk en het aan God die eer gegee. Hy was ook ten volle daarvan oortuig dat God mag het om te doen wat hy beloof het. Is dit nie wonderlik nie? Abraham, die vader van ons geloof. Hy het nie in homself begin twyfel aan die belofte van God nie, maar hy is in sy geloof versterk en het aan God die eer gegee. Hy was ook ten volle daarvan oortuig dat God mag het om te doen wat hy beloof het. Abraham het nie toegelaat dat die harde werklikhede van sy moeilike omstandighede hom permanent in vertwyfeling laat kom het nie. Hy het baie foute gemaak in sy lewe, net soos wat ek en u, maar hy het altyd bly glo dat God dit wat hy beloof het in sy lewe waar sal maak. Elkeen van ons het ook beloftes van God ontvang, byvoorbeeld dat hy sy gees gee aan die wat daarvoor vra, dat hy sy kinders bewaar, dat jy eintlik sal moet volhard. Hy is die almagtige en hy doen wat hy beloof het. Daaraan moet jy nooit twyfel nie. Nummer 23 vers 19. God is nie 'n mens dat hy sou lieg nie. 'n Mens dat hy van gedagtes sou verander nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie? Iets beloof en dit nie uitvoer nie? Hebreërs 6 vers 18 tot 19. Daar is nou 2 dinge wat soos 'n paal bo water staan en nooit verander sal kan word nie. Daar is die belofte van God en die eed wat hy geneem het. En God kan nie lieg nie. Ons wat na God toe gered is, ons word verseker dat sy beloftes sal hou. Om God so te vertrou is soos 'n geestelike anker. Dit gee ons lewe vastigheid en sekerheid. Dit verbind ons ook direk met God selfs in die heiligste van alle heilige plekke, tot sover die aanhaling uit Hebreërs. Hierdie hele gedeelte gaan oor die hoop. Die hoop dat ons in die regte aspekte van redding glo. Bybelse hoop beteken om met algehele sekerheid te weet dat God dit wat hy beloof het waar sal maak. Wat is die tipe dinge wat God beloof? 1. Dat hy jou sy kind gemaak het met jou wedergeboorte. Dat niemand sy kinders uit sy hand sal ruk nie. Dat jy die ewige lewe het as jy glo in Jesus Christus en end uit daarin sal volhard. Dat jy nie bo jou kragte versoek sal word nie. Dat hy volkome vergifnis gee aan hulle wat opreg en berouvol hulle sondes teenoor hom bely, daarmee breek en glo dat hulle sondes deur hom vergewe is, wanneer hulle so vra en daarvoor ons optree. Aanvaar dat Jesus hulle sondeskuld betaal het aan die kruis op Golgotha, en dat hy die Heilige Gees gee aan almal wat hom daarvoor vra. Hou vas aan hierdie hoop, net soos wat 'n bergklimmer hom aan sy ankertou optrek, so moet jou hoop jou in staat stel
om werklik intieme kontak met God te hê. Nou wanneer het ons 'n intieme verhouding met God? Wanneer jy God vertrou, dat geloof in die lyding, sterwe en opstanding van Jesus Christus voldoende is vir jou wedergeboorte, en jy sodoende die ewige lewe as 'n gratis geskenk van God kan ontvang, en daarvolgens lewe. Wil jy God vertrou vir die ewige lewe? Handelinge 16 vers 31 sê vir ons, glo in die Here Jesus Christus, en jy sal gered word. Geloof is meer as slegs net verstandelike of intellektuele kennis oor Jesus. Mense mag soms sê dat hulle in Christus glo, maar wat hulle bedoel is dat hy geleef het, gekruisig is en opgestaan het uit die dood, net soos wat hulle glo dat Cyril Ramaphosa vandag ons president in Suid-Afrika is. Jakobus 2 vers 19 sê vir ons, glo jy dat daar net een God is? Dit is reg so, die duiwels glo dit ook, en hulle sidder van angs. Geloof is ook meer as net 'n hier en 'n nou, wil sê, 'n tydelike geloof, wanneer jy God ewe skielik nodig het. Dit is soos die Amerikaanse president, wat 'n rooi telefoontjie het na Rusland toe. Gebruik hom net wanneer dit nodig is. Baie van ons bid tot God in tye van nood, van siekte, finansiële krisisse, beproewinge en sovoorts. Die probleem is dat ons net bid solank die nood daar is, maar onmiddellik ophou bid sodra die probleem verby is, en gerieflikheidshalwe vergeet van God, en wat hy vir ons gedoen het. Al hierdie behoeftes het net een ding in gemeen. Hulle is tydelik van aard. Geloof in Jesus Christus vir tydelike dinge is goed, maar kan niemand red nie. 1 Korintiërs 15 vers 19. As ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus gevestig, ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammerenswaardigste van alle mense. Reddende geloof is om op Jesus Christus alleen te vertrou vir die ewige lewe. 'n Mens kan slegs sê, ek glo in Jesus deur die werking van die Heilige Gees. Indien jy vandag deur die werking van die Heilige Gees gelei word om die lewe aan God oor te gee, of net weer by hernuwing die lewe toe te wy aan God, erken dat jy sonder die Here Jesus 'n verlore sondaar op pad hel toe is, en dat jy Jesus nodig het as jou verlosser. Bely jou sondes en vra vergifnis daarvoor. Bely jou onvermoë om enigiets te kan doen om die Here se guns te verdien. Bely dat daar vir jou sondes slegs vergifnis is deur die kruisdood van die Here Jesus. Vra dan dat God die Vader jou sondes sal vergewe. Bekeer jou van jou verkeerde weë. Draai weg van jou sonde en baie belangrik, breek daarmee. Wat staan jou sondes, gewoontes en sondige lewenswyses wat strydig is met die wette, verordeninge en wil van God. Spreuke 28 vers 13. Wie sy sonde wegsteek, moet niks goeds te wag te wees nie. Wie sy sonde bely en daarvan afsien, dit wil sê daarmee permanent breek, sal genade ontvang. Nooi Jesus in jou lewe in. Vra God om jou lewe te kom regeer en om beheer oor jou lewe oor te neem. Glo God om jou sondes te vergewe. Glo dat Jesus se kruisdood genoegsaam was vir God om jou sondes te vergewe, om jou aan te neem as kind van God en om aan jou die geskenk van die ewige lewe te gee. Glo dat jy nou aan God behoort. As jy nou die lewe aan die Here wil oorgee, deur permanent te breek met die sondige bestaan, en sodoende die ewige lewe van God as gratis geskenk wil ontvang, deur geloof in Jesus Christus alleen, sal ek vir u voortgaan in 'n gebed. Doen dit net as u waaragtig wil breek met u sonde en 'n kind van God wil wees. Ek sê weer, doen dit net as u waaragtig wil breek met u sonde en u sondige lewenswyse en 'n kind van God wil wees. Almagtige God,
ek weet, nie uit myself nie, maar onder leiding van die Heilige Gees, dat ek 'n verlore sondaar is, en nie 'n plek in die hemel verdien nie. Ek glo dat Jesus aan die kruis op Golgotha vir my sondes betaal het, met sy kruisdood, dat hy begrawe is, en na 3 dae in die graf deur die bonatuurlike kragte uit die dood opgewek is, en as oorwinnaar oor die dood, sonde en die Satan heers. Ek neem Jesus aan as my verlosser, en ek gee aan U die volle beheer van my lewe oor. Ek het berou oor my sonde, bely dit vandag voor U, en vra dat U elkeen van my sonde sal vergewe, dat hy my sal reinig met die bloed van Jesus. Help my, deur die werking van die Heilige Gees, om weg te draai van my sonde, om permanent daarmee te breek, en U te volg, vir die res van my lewe. Ek dank U, vir die geskenk van die ewige lewe, wat ek nou het. Amen. As hierdie gebed, wat U nou gebid het, die begeerte van die hart is, kyk wat sê die Bybel daarvan, in Johannes 6 vers 47. Dit verseker ek, Jesus julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Johannes 1 vers 12. Aan almal wat Jesus aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee, om kinders van God te word. Gaan nou, gaan getuig oor wat God vir jou gedoen het, gaan vertel vir die mense, wees gehoorsaam aan God se groot opdrag, en gaan saai die goeie saad van die evangelie, daarvan waar jy in jou huiskringetjie is, tot daar waar jy werk, daar waar jy sport speel, daar waar jy kuier, sodat almal wat die ewige lewe moet ontvang, dit kan ontvang deur jou gehoorsaamheid aan God. Matteus 10 vers 32. Jesus sê, elkeen wat hom of haar openlik voor die mense vir my uitspreek, vir hom of haar sal ek my ook openlik uitspreek voor my Vader, wat in die hemel is. Om reg te glo oor die Here is baie belangrik, maar om reg te praat oor die Here is net so belangrik. Gaan lewe nou 'n lewe van dankbaarheid teenoor God, en doen die goeie werke, nie om die ewige lewe te verdien nie, maar om dankie te sê aan God vir jou redding, en die gepaardgaande ewige lewe wat jy ontvang het. Onthou, die ewige lewe begin wanneer jy wedergebore word, wanneer jy Jesus as jou verlosser en saligmaker aanneem, wanneer jy God eer as Here, en daarvolgens lewe, dan begin jou ewige lewe. Die hemel is maar net 'n deel van die ewige lewe, daardie deel wat jy binnegaan, wanneer jy hier op aarde te sterwe kom, maar die ewige lewe begin hier op aarde reeds, wanneer jy wedergebore word. Gaan groei in jou geloof. Hoe groei ek in my geloof? Christen gelowiges is 'n nuwe skepping, want hy is nuut gebore deur die Heilige Gees. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê vir ons, daarom, iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe skepping. Die ou dinge is verby, en die nuwe het gekom. Ons begin nuut te lewe, wanneer ons begin praat oor ons verhouding met die Here Jesus, en ook deur die volgende te doen. Jy is door hy nuwe skepping. Jy moet nou groei in jou geloof. Jy is soos 'n klein hoenderkykietjie wat uit 'n dop, uit 'n hoendereier gebore is. Jy moet nou begin groei. Jy het nou kos nodig om te groei. En hoe kry ons hierdie kos? Hoe kry ons hierdie geloofskos? Hoe groei ons in ons verhouding met ons hemelse Vader? Deur die Bybel elke dag te lees, beginnende by die evangelie van Johannes, deur elke dag tot God te bid, deur gereeld saam met medegelowiges in 'n gemeente, daar waar die woord suiwer verkondig word, te vergader en te aanbid. Jy moet gereeld meng met medegelowiges. Jy kan nie alleen groei nie, jy het medegelowiges nodig om saam met hulle te groei. Indien jy nie breek met die sonde,
of sondige leefwyse nie, is die bekering, of anders gesê, wedergeboorte aan die klug, en is daar geen verskil tussen u uiteinde en die van 'n heiden of 'n ongelowige nie. Die hel is u voorland. Galasiërs 5 vers 17 en vers 21b sê vir ons, onthou, sondige begeertes is 'n vyand van die Heilige Gees, maar die omgekeerde is ook waar. Die Heilige Gees is 'n vyand van elke sondige begeerte. Daarom kan julle nie die een dag aan julle sondige begeertes toegee en die volgende dag aan die kant van die Heilige Gees probeer staan nie. Julle kan nie leef soos julle wil nie. Onthou, mense wat so lewe sal nooit 'n plek kry in God se nuwe wêreld nie. Galasiërs 6 vers 7 tot 8. Moenie jouself mislei nie. God laat nie toe dat iemand met hom spot nie. Dit wat jy plant, sal jy ook oes. As jy jou lewe gaan inplant op die terrein van die sonde, sal jy die dood, die hel, as oes ontvang. Aan die ander kant, as jy weer jou lewe inplant op die terrein van die Heilige Gees, sal jy die ewige lewe as oes van God ontvang. Elke mens is selfverantwoordelik om kind van God te word, onder leiding van die Heilige Gees. Dis jou keuse. Ons sluit af met 1 Johannes 5 vers 10 tot 12. Wie in die Seun van God glo, hou hier diep binne hom aan hierdie getuienis van God vas. Daaruit put hy baie motivering. Wie God egter nie glo nie, gee voor dat God 'n klomp leuns sou vertel. So 'n ongelowige weier so waar om die getuienis wat God self oor sy seun gelewer het, ernstig op te neem. En dit is die inhoud van God se getuienis oor sy seun Jesus, die Christus. God het aan ons die ewige lewe gegee, en die lewe bestaan in 'n hegte verhouding met sy seun. Hy wat deel het aan die seun, het nou reeds die ewige lewe. Wie nie deel het aan die seun van God nie, het ook nie deel aan die ewige lewe nie. Ek wil net weer daardie gedeelte lees in hierdie vers wat ons aangehaal het, 1 Johannes 5 vers 10 tot 12. Hy wat deel het aan die seun, het nou reeds die ewige lewe. Nou reeds. U hoef nie te wag eendag daarvoor, nadat die liggaam hier op aarde gesterf het. Nee, u ontvang dit nou reeds met u wedergeboorte. Wie nie deel het aan die seun van God nie, het ook nie deel aan die ewige lewe nie, en dit is ook baie waar. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons sê vir u dankie, dat ons vanaand kon hoor uit u woord uit, wat u omtrent u self sê, dat u Here God is, dat mense wanneer hulle, maak nie saak in wat 'n situasie was, tot die besef kom, dat u die Here en die God is, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Baie dankie dat ons ook vanaand kon hoor, dat ons u woord het, dat ons die Bybel het, as 'n lig vir ons voet en 'n lamp vir ons pad, dat ons moet glo wat u vir ons daarin sê, dat ons aan niks moet twyfel nie, dat ons niks moet verdraai nie, dat ons letterlik elke woord moet glo, soos wat dit in die Bybel vir ons opgeteken is, en dan sal ons die ewige lewe beerwe. Dankie dat ons vanaand kon leer, dat u nie 'n mens is wat kan lieg nie, dat u nie die een dag so dink en die volgende dag so dink nie, die een dag so sê en die volgende dag so sê nie. Nee, Here, dat u nie 'n God is, dat u nie soos 'n mens is wat kan verander nie, dat u standvastig is, dat u vir ons die reguit pad aanwys, deur hoe u optree as God. Dankie dat u vir ons deur Jesus Christus ook die voorbeeld gestel het, van hoe om te lewe, sodat u naam verheerlik kan word, deur ons optrede. Here, kom bid vanaand,
vir hulle wat na hierdie boodskap gehoor het, dat hulle in gehoorsaamheid Jesus Christus sal aanvaar as verlosser en saligmaker. Dat hulle wat nog nie wedergebore is nie, na die stem van die Heilige Gees sal luister en Jesus sal aanneem as verlosser en U sal eer as die drie-enige God. Help ons, Here, deur die kragtige werk van die Heilige Gees om vas te staan in die geloof, om te stry in die geloof, om die versoekinge van die Satan af te slaan, deur 'n vaste vertroue in U te hê. Dankie dat U die bewaarmaker van U beloftes is. Dat U alles doen wat U sê. Dat U ook vir ons die Heilige Gees gestuur het, sodat ons hier op aarde nie alleen moet wees nie, maar dat die Heilige Gees in ons bly. Hy bly in U kinders. Dankie daarvoor, Here, dat ons hom nie nog hoef te gaan soek nie, maar dat hy daagliks binne in ons is. Dat ons sy stem daagliks kan hoor, om ons ook op die regte pad te hou. Was ons skoon met die bloed van Jesus Christus, en gee dat ons sal gaan lewe, tot eer en verheerliking van U naam, en dat ons ook U evangelie sal deel, met hulle wat het nog nie gehoor het nie, sodat die wat gered moet word, gered sal word. Dit in Jesus se kosbare naam. Amen. Baie dankie dat jy geluister het. Volgende week DV sal ons verder kyk na wat ons moet glo, wat God in sy woord vir ons sê.